Ek weet nie van julle nie, maar ek kan nogal uitmekaar val as daar 'n regte krisis kom, as 'n klomp goed gelyktydig verkeerd gaan. So een dingetjie wat verkeerd gaan, kan ek hanteer, maar as dit 'n klomp goed is wat van verskillende kante afkom, dan kom my wiele ook af. En die ongemaklike ding daarvan is dat ek dink eintlik word dit in 'n krisis sigbaar wie jy regtig is en waarop jy regtig gaan vertrou. En ons gaan luister na 'n verhaal van die eerste koning van Saul wat in 'n krisis kom. En dan lyk dit nie asof sy wiele afkom nie, dit lyk eerder asof hy kragtadig optree. Maar juis sy kragtadige optrede wys wie hy regtig is en maak dat daar 'n harde oordeel oor hom gevel word. So kom ons lees 1 Samuel hoofstuk 13. Saul was 30 jaar oud toe hy koning geword het. En hy het 2 jaar lank oor Israel regeer. Saul het vir hom 3000 man uit Israel gekies. 2000 was by Saul in Michmas en in die bergland by Bethel en 1000 was by Jonathan in Gibea in Benjamin. Die res van die manskap het hy weggestuur, elkeen na sy woonplek toe. Jonathan het die Filistynse wagpos wat in Gibea was aangeval en die Filistyne het daarvan te hore gekom. Saul het die hele land op die ramshoring laat blaas om te laat weet, die Hebreërs moet dit hoor. En die hele Israel is die nuus versprei. Saul het die Filistynse wagpos aangeval, maar wat erger is, Israel is veragtelik gemaak by die Filistyne. Die manskappe is toe opgeroep na Saul in Gilgal. Die Filistyne het saamgetrek om teen Israel te veg met 30 afdelings strijdwaans, 6 afdelings perderuiters en manskappe so talryk soos die sand wat langs die seestrand is. Hulle het opgetrek en kamp opgeslaan in Michmas, oos van Bet-Awen. Die manne van Israel sien toe dat daar vir hulle moeilikheid wag, want die manskappe was vasgekeer. Die manskappe het toe in grotte, klipskere, rotswande, grafte en opgaarputte gaan wegkruip. Van die Hebreërs het na die Jordaan oorgesteek na die landstreke van Gad en Gilead. Saul was egter nog in Gilgal. Al die manskappe het hom bewend gevolg. Hy het 7 dae lank gewag vir die vasgestelde tyd waarvan Samuel gepraat het, maar toe Samuel nie in Gilgal opdaag nie, het die manskappe van Saul afgedros. Saul sê toe, bring vir my die brandoffer en die maaltydoffers, en hy het die brandoffer geoffer. En toe net toe hy die brandoffer gebring het, daar kom Samuel aan. Saul het uitgegaan om hom te ontmoet en hom te groet, maar Samuel het gesê, wat het jy gedoen? Waarop Saul toe antwoord, omdat ek gesien het dat die manskappe van my afgedros het en dat hy self nie op die vasgestelde tyd opgedaag het nie en dat die Filistyne by Michmas saamgetrek het, het ek gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie. Ek het toe moed by mekaar geskraap en die brandoffer geoffer. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas opgetree. Jy het nie die opdrag van die Here jou God, dit wat hy jou beveel het, nagekom nie. Het jy dit maar gedoen, want dan sal die Here jou koningskap oor jou Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie standhou nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart uitgesoek en die Here het vir hom as leier volmag oor sy volk gegee, omdat jy dit wat die Here jou beveel het nie nagekom het nie. Toe het Saul opgestaan en van Gilgal af opgegaan na Gibea in Benjamin. Ek het baie simpatie met Saul. Hy sit in 'n werk wat hy nie wou gehad het nie. Toe hy as koning gesalf moes word, toe kruip hy weg. En hy probeer dit doen so goed as wat hy kan. Maar hy het ook nou nie eintlik voorbeeld om te volg nie. Ja, daar is die konings van die nasies rondom, dis hoekom Israel in die eerste plek 'n koning wou hê. Maar Israel het nog nooit 'n koning gehad nie. So hy sit in 'n nuwe pos, hy is nuut, hy is half onwillig, en dan pak hy aan en hy doen nie te sleg nie. Maar dan kom sy eerste groot krisis, die een wat ons saam gelees het. Jonathan, sy seun, val die wagpos aan en dan irriteer die Filistyne, hulle raak kwaad, hulle trek op om hom aan te val. So aan die een kant kom die Filistynse manskappe aan, die soldate, strydwaans, 'n groot leermag, 'n mag wat heeltemal te groot is vir Israel se klein leer. Aan die ander kant is Saul se soldate besig om te dros, hulle kruip weg, hulle laat hom in die steek. So hy moet iets doen, hy sit in 'n krisis, goed val na alle kante toe uitmekaar. Wat die krisis nog moeiliker maak, is dat Samuel vir hom gesê het, jy moet 7 dae wag.
En dan sal ek kom en dan sal ek die offers bring. En dan kan ons die guns van die Here vra. Nou ja, en dan vertrou ons dat die Here vir jou sal beklei. Maar 7 dae gaan verby. 7 dae terwyl die Filistyne nader kom, terwyl die soldate dros. 7 dae wat Saul se situasie al hoe moeiliker en moeiliker raak. En na die 7de dag is Samuel nog nie daar nie. En dan besluit Saul, hy moet iets doen. En ek verstaan dit. Hy moet doodeenvoudig iets doen. Hy is mos koning. Hy moet net iets doen. En hy bring die offer. En pas het hy die offer gebring, en dan kom Samuel daar aan, en Samuel vervies hom. Samuel sê, maar hoe kon jy dit gedoen het? En Samuel dank hom basies af as koning. Samuel sê vir hom, maar die Here het klaar 'n ander koning in die oog. Dis oor en verby met jou. Jy kon dalk aangebly het as koning. Nou as 'n mens so daarna kyk, dan voel dit vir 'n mens, maar Samuel is daar 'n bitter onbillik teenoor Saul. Wat anders moes Saul nou gedoen het? Wat moes hy gedoen het met hierdie krisis, anders as om uiteindelik nou maar die offer te bring en die Here se guns te vra, sodat hy kan begin beklei? En is sy oortreding regtig so groot? Die feit dat hy nou vir daai een oomblik Samuel se werk oorgevat het en self die offer gebring het, toe Samuel laat kom, is sy oordeel so groot, dat Samuel hom moet veroordeel, dat Samuel hom moet afdank as koning, dat Samuel vir hom moet sê, maar die Here het iemand anders in die oog. Wel, 'n mens kan hierdie verhaal op 'n paar maniere lees. Jy kan agterdogtig wees oor Samuel. Jy kan dink, ja, dis nou hierdie ou man, hy wil nie sy mag laat gaan nie, hy's gesteld op sy eer, en hy het hom sommer nou gewip vir Saul, en daarom tree hy so op. En miskien was daar iets daarvan in Samuel se optrede. Maar Samuel word deurgaans geteken as 'n rigter wat baie ingestel was op wat God van hulle wil hê. So ek dink ons moet die verhaal uit 'n ander oog bekyk. En 'n mens moet teruggaan na dit wat ek reg aan die begin gesê het, dat 'n krisis wys wie jy regtig is. Wat wys hierdie krisis oor Saul? Wat wys dit oor hom wat so erg is, dat Samuel vir hom sê, maar jy is nie geskik om aan te gaan as koning nie. Die Here sal nie jou koningshuis bevestig nie. Die Here sal uiteindelik 'n ander koning in jou plek aanstel. Wat kom na die oppervlakte oor Saul se karakter? Want ek dink, dit is wat baie keer gebeur met 'n mens in 'n krisis. Jy gaan heel goed aan, jy lyk baie sterk vir mense, mense is beïndruk met jou, hulle sê, joh, hy's so 'n rustige mens, hy's so 'n sterk mens, en dan kom maar 'n krisis en jou wiele kom af, en dan sê mense, maar ons het nie gedink dis wie hy is nie. Ons sien nou 'n kant van hom, wat ons nie van bewus was nie, binne hierdie krisis. Of jy kan dalk selfs na jouself kyk en sê, maar ek is vir myself 'n vreemdeling. Ek het nie gedink dis wie ek is nie. Ek het nie gedink dit is hoe ek die krisis sal hanteer nie. Maar dit is iets van jou menswees, iets van jou eintlike karakter wat na vore kom. Wat het by Saul na vore gekom? Wel, die eerste ding wat na vore kom by hom is dat hy oorweldig is deur die krisis. Ek blameer hom nie daarvoor nie, ek sê maar net, dit is wat na vore kom. Dat hy wat in die hoofstukke tot hiertoe so sterk en indrukwekkend lyk, uiteindelik in 'n krisis oorweldig word, dat hy paniekerig raak. Dis die eerste ding wat duidelik word oor hom. En dis iets wat ons later weer en weer sal sien, dat hy paniekerig raak. Die tweede ding wat duidelik word, is dat hy nie bereid is om te wag nie. Hy wag wel die 7 dae, wat Samuel vir hom gesê het, hy moet wag, maar die oomblik toe die 7 dae verby is, toe sê hy, nee, nou is dit te erg, nou is die krisis te groot, nou moet ek eenvoudig iets doen, en nou gaan ek nou maar my moed by mekaar skrap, en ek gaan nou maar self die offer bring, ek gaan nou maar self die guns van die Here vra. Nou, om nie te bereid te wees om te wag nie, in die Bybel, is 'n teken daarvan dat jy nie vertrou nie. Saul vertrou nie vir Samuel nie, maar erger nog, hy vertrou nie die God van Samuel nie. Hy vertrou nie regtig vir God om op die regte tyd vir hom te help nie. Hy wil die ding afdwing, hy wil die ding in 'n koers druk. So Saul kan nie wag nie. En die feit dat hy nie wag nie, beteken dat hy nie vertrou nie. In die Nuwe Testament hoor ons hoe Paulus praat, Saul se amper naamgenoot. Hoe hy praat oor 'n krisis waarin hy was. En hy sê ook dat die swaar wat hy deurgegaan het ver bo sy krag gegaan. Hy sê hy het die hoop om te bly lewe laat vaar. Maar dan sê hy hierdie belangrike ding. Dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God. Wat by Paulus sigbaar word, in die krisis, is sy vertroue in God.
wat by Saul in die Ou Testament sigbaar word in sy oorhaastigheid, is sy onvermoë om te vertrou, sy onvermoë om te wag, sy gevoel, maar hy moet nou eenvoudig net iets self doen, en hy moet iets doen wat eintlik nie vir hom is om te doen nie. Iets wat Samuel moet doen, moet hy oorvat. En dit sê vir my 'n volgende belangrike ding. As 'n mens die hele verhaal van Saul lees, het hy eintlik 'n baie komplekse verhouding met die mag wat aan hom toevertrou is. Aanvanklik wil hy dit nie hê nie. Uiteindelik, wanneer dit duidelik is dat hy dit nie meer moet hê nie, wil hy dit nie laat gaan nie. Wanneer Dawid vir hom 'n bedreiging word, wil hy vir Dawid doodmaak. So aan die een kant wil hy die mag nie hê nie, aanvanklik, maar uiteindelik wil hy die mag nie laat gaan nie. Hy wil die mag in sy eie hande hou. Die rede hiervoor, dink ek, is eenvoudig. Mag verander dikwels mense se karakter. Wie iemand is voordat hulle mag in die hande kry, en wie hulle is as hulle eers die mag het, is dikwels nie dieselfde persoon nie, en mense sien dit oor en oor in die geskiedenis gebeur, dat mag verander mense, en dikwels nie ten goeie nie. Mag bring ook wanneer jy nie net die vermoë het om te doen wat jy wil nie, maar om ander mense te laat doen wat jy wil hê hulle moet doen. Mag bring dan ook 'n bepaalde kant van jou karakter na vore. En party mense kan mag hanteer, party mense kan ook van mag afstand doen wanneer dit duidelik is dat hulle nie meer die mag moet hê nie. Maar jy sien baie keer, jy sien dit ook in die politiek, dat mense nog aan mag vasklou wanneer hulle eintlik al die mag moes laat gaan het. Dat hulle beklei vir 'n posisie, dat hulle beklei om in beheer te bly, terwyl hulle eintlik, om nou maar die Engelse uitdrukking gebruik het, hulle sell-by date bereik het. En ek dink dit word hier reeds duidelik met Saul, wanneer hy paniekerig raak, wanneer hy in die krisis kom, gryp hy na die offer, na die bring van die offer as 'n betoning van mag. Hy wil nie wag nie, hy wil self die situasie beheer, hy gryp na mag, en hy erken nie die grense van sy mag nie. En dit, dink ek, gaan weer terug na die kwessie van vertroue. Want wanneer oorskry ek die grense van my eie mag, is wanneer ek die almag van God begin ontken. Wanneer ek nie bereid is om dit wat buite my mag is, toe te vertrou aan God nie. Wanneer weier ek om mag te laat gaan, wanneer ek nie besef, maar God is in beheer, so ek kan mag laat gaan en God bly steeds in beheer nie. Dit word duidelik in Saul se lewe, dat hy nie bereid is om te wag nie, nie bereid is om te vertrou nie, en dat hy vasklou aan mag, dat hy gryp na mag. 'n Krisis wys wie jy regtig is. Maar 'n krisis, al bring dit slegte nuus oor wie jy regtig is, hoef nie die laaste woord te spreek nie. Want 'n mens het 'n keuse in 'n krisis, ook as jy uitmekaar val. Jy het die keuse om uiteindelik te sê, goed, ek het in my eie swakheid ontdek, maar ek gaan vertrou, soos Paulus vertrou het, op die krag van God. Of jy het die keuse om te sê, ek gaan probeer om met mag en mening my eie oplossing op my eie manier te werk. En ek gaan ontken dat ek uitmekaar val. En ek gaan probeer sterk lyk in 'n situasie waarin ek eintlik swak is, maar ek gaan nie op die God vertrou nie. Wat is jou keuse? Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus jou sterk maak. Mag die liefde van God, ons Vader, jou moed gee. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees in jou die vertroue skep om te wag op die Here, totdat hy jou help om Christus ontwil. Amen.